In die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Hemelse Koning, Trooster, Gees van die waarheid, alomteenwoordig en met wie alles vervul is, skatkis van die goeie en gewer van lewe, kom woon in ons. Suiwer ons van alle onreinheid en red ons siele, o Goeie. Geseënd is die koninkryk van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. As mens die eerste keer 'n ortodokse liturgie bywoon, dan kan dit vir 'n hele paar redes nogal 'n oorweldigende ervaring wees. Een van die redes is dat die mense wat dit bywoon so baie dinge doen. En vir iemand wat nog nie baie liturgie bygewoon het, kan dit lyk asof daar 'n lang lys dinge is wat jy veronderstel is om te doen, en dit nogal op spesifieke maniere. Hierdie onsekerheid oor wat en nie mag nie, is iets wat mense nogal onrustig of selfs gespanne kan laat tot lank nadat jy reeds ortodoks geword het. Dis hoekom ek in hierdie video wil praat oor maniere van doen in 'n ortodokse kerk. En daarmee bedoel ek nie 'n stel skoolreëls wat almal vir die goeie orde moet nakom. Nee, dit gaan oor ontzag en eerbied. Die heilige Paisius van Athos het hieroor gesê, ontzag is die grootste deeg, want dit trek die genade van God aan. Vir hom was ontzag of eerbied die vrees van God en 'n geestelike sensitiwiteit. Eerbiedige mense tree versigtig en beskeie op, omdat hulle die teenwoordigheid van God intens aanvoel. So mense kan ook sê dat eerbied en ontzag uit liefde gebore is. As ek eerbied en ontzag vir my geliefdes of vir God het, dan hanteer ek hulle met respek, nie met minagting nie. Maar vir Paisius was eerbied ongekunsteld en intern. Hy het 'n afkeer gehad aan blote eksterne vorms en sy eerbied was daarom vry en los van droë vorms. Daarom het hy eerbied van godsdienstigheid onderskei. Hy het gesê godsdienstigheid is soos parfuum, maar eerbied is soos wierook. Die kerkgebruike wat ek hier bespreek is daarom beide 'n manier om ontzag en respek te toon en deur die doen daarvan dit aan te leer. Nou is daar twee kerkbeginsels wat geld nog voordat ons kom eers naby aan die kerk. Die eerste het te maak met wat ons aantrek. Ons leef in 'n tyd waar mense nou nie meer hulle sondagbeste aantrek vir die kerk. En toe ek 'n kind was, het jy nie kerk toe gegaan as jy nie ten minste 'n pak en 'n das aangehad het nie, en vrouens meestal 'n hoed. Deesdae sal mense jou snaaks aankyk as jy dit doen. Maar ons moet wel aantrek soos wat ons sal doen as ons die Skepper van die heelal gaan besoek. Prakties gesproke beteken dit vir mans 'n langbroek en 'n netjiese hemp, en vir vrouens 'n langbroek of 'n rok en 'n hemp of 'n blouse, wat jou daarom nie ongemaklik sal maak as jy 'n diep buiging moet maak nie, of mense se aandag op ander maniere sal aflei. Dieselfde geld juweliersware wat nie uitspattig of vertonerig behoort te wees nie. 'n woord oor lipstifie of lipsalf. As jy nagmaal wil gebruik, vee dan jou lipstifie of jou lipsalf af voordat jy na die kelk toe kom. Baie mense soen die kelk en selfs die priester se hand nadat hulle die nagmaal gebruik het, en dit is 'n goeie antieke gebruik. Maar as jy iets op jou lippe het, beteken dat dit op die priester se hand of erger nog op die kelk agterbly. Dan, wat is die storie met vrouens se kopdoeke? Die beginsel hieroor is eenvoudig. In Grieks-ortodokse en Antiochiese kerke het vrouens selde hoofbedekkings op. In Slawiese kerke meestal. Die redes vir hierdie gebruik is nogal kompleks en dit val buite die bestek van ons bespreking. Daar maak ek 'n aparte video daaroor, want dit is nogal interessant. Die tweede beginsel is dat mense jou voorberei vir die liturgie. As jy ortodoks is, behels dit dat jy die voorbereidingsgebede vir heilige kommunie of minstens 'n paar van hulle sal lees, want om almal te lees vat nogal lank, en dat jy jou voorberei vir die bieg, behalwe as die bieg op Saterdae-aande met die vigiliediens aangehoor word. As jy kommunie wil gebruik, dan onthou jy jouself ook van geslagsgemeenskap vanaf die Saterdag-aand af en jy eet of drink niks van die Sondagoggend af nie. So maak mense as jy by 'n ortodokse kerk opdaag. Die eerste ding hier is dat dit nogal belangrik is om betyds op te daag. Daar is sekere kerke wat 'n gewoonte het dat mense tot lank na die liturgie begin het opdaag, selfs kort voor die Eucharistie of die nagmaal, en dan direk daarna weer loop. Hierdie gewoonte maak van kommunie
gebruik 'n blote bygelowigheid en van die liturgie eintlik maar 'n bespotting. Ons lei almal besige lewens en ons aandag is meeste van die tyd erg verstrooi. As ons laat en hastig by die kerk ingewaai kom, neem die sentrering van ons aandag 'n goeie deel van die liturgie op. Wanneer jy by die kerk inkom, dan kruis jy jouself altyd. So hoe doen 'n mens dit? Wel, sit jou regterhand se duim, wysvinger en middelvinger se toppe teen mekaar en jou ringvinger en pinkie teen jou palm. Dan raak jy in jou voorkop, jou middelrif, jou regterskouer en dan jou linkerskouer, terwyl jy effens 'n buiging maak. Hoe diep die buiging is, dit hang van persoonlike voorkeur af. Dan steek mense kers aan vir enige lewendes en oorledenes by die plekke wat daarvoor uitgesit is en mense wat jy graag wil gedenk of voorbid. Daarna vereer jy die belangrikste ikone in die kerk in die volgende volgorde. Op die ikonostase, die Christus-ikoon en die ikoon van die Theotokos, en dan enige ander ikone op die ikonostase. As daar 'n spesiale fees is, kan jy dan die ikoon van die fees gaan vereer. As ook enige ikone wat vir jou in die kerk wat vir jou spesiale betekenis het. Hierdie gebruik konsentreer mense gedagtes op dit wat gaan volg en maak jou sensitief daarvoor dat jy 'n heilige ruimte betree. Om hierdie rede is dit ook nie in die kerk tyd vir ligsinnige praatjies of 'n laaste boodskap op die foon nie. Jy sal sien dat ortodokse mense vreeslik soenerig en drukkerig is wanneer hulle mekaar ontmoet. So hoe werk dit dan? Ons groet mekaar met die liefdeskus waarvan in die Nuwe Testament gepraat word. En dit 3 maal volgens die gewoonte, eers op die regterwang, met ander woorde, soos jy na die persoon kyk, aan jou linkerkant toe, en dan op die linkerwang, en dan weer op die regterwang. Sommige mense sal ook vir jou 'n drukkie gee, en ander mense soen iewers in die lug regs en links, en probeer dan so enige aanraking met die gesig vermy. Dit is heeltemal reg, maar die grootte van mense se persoonlike ruimtes verskil, en dit moet ons natuurlik respekteer. Terloops, 'n priester word gegroet deur jou regterhand oor jou linkerhand voor jou te sit, palms na bo en vooroor gebuig. Baie mense buig heeltemal vooroor, sommige mense buig net 'n bietjie. Jy sou ook kon vra, seën Vader. En die priester sal jou dan seën deur 'n kruis met sy regterhand oor jou hande of oor jou kop. Die gebruik wissel maar te maak terwyl hy saggies of hard sê, God seën jou. En dan sou jy die hand waarmee jy jou seën kon soen, as 'n teken van respek vir die feit dat dit die hand is waarmee hy die liggaam en bloed van Christus gewy het tydens die liturgie. Maar of jy nou soen of nie, dis ook 'n kwessie van persoonlike smaak. Kom ons kom oomblik net terug by die slaan van die kruis. Wanneer doen ons dit tydens die liturgie? En die kort antwoord is baie. Tertullianus het al in die 2de eeu gesê dat ons voorkoppe verweer met die teken van die kruis. En dis hoe oud die gebruik is om die kruisteken te maak. Terloops, in daardie tyd was die gebruik waarskynlik, ons weet nie presies nie, om dit so te doen met die een hand. En nie met die manier wat ek nou verwys het. Die gebruik daaroor het maar oor die tye verander. In die kerk doen ons dit wanneer die name van die drie eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees genoem word, wanneer ons 'n heilige voorwerp of 'n heilige vereer, aan die begin of aan die einde van 'n gebed, om nederigheid of instemming te wys. Mens sien dikwels wat veral Russiese mense hulle self kruis elke keer wanneer Here ontferm u in die liturgie gesê word, en dit is natuurlik ongeveer 60 keer. So dit bring ons by die maak van buigings op verskillende tye, want dit gaan met die kruis, die slaan van die kruis gepaard. Mens kry 3 soorte. 'n effense buiging, soos die buigings wat baie mense maak wanneer hulle self kruis, wat of uit die heup uit net so 'n effense buiging kan wees, of 'n blote kopknik. En dan is daar 'n dieper buiging, wat bestaan daaruit dat jy die kruis slaan en dan vooroor buig uit die heup en met jou regterhand so na as moontlik afgaan na die grond. Dit word 'n halfprostrasie of 'n diep buiging genoem, en ons doen dit op enkele plekke tydens die liturgie, soos byvoorbeeld wanneer ons die Trisagion of die drie-eenheidsgebed sing. Dit word in die Russiese tradisie ook gedoen wanneer 'n ikoon of 'n reliek vereer word, maar selde in die Griekse tradisie.
En dan is daar 'n buiging tot op die grond, wat 'n prostrasie of 'n pokloon genoem word. Dit gebeur net na die wyding of konsekrasie van die gawes tydens die offergedeelte in die tweede helfte van die liturgie. Dit bestaan ook daaruit dat jy 'n kruis slaan en dan gaan jy op jou hande en knieë en jy raak met jou voorkop op die grond. Normaalweg word die hande in vuiste gemaak voor jy afgaan grond. Maar gebruike hieroor wissel. In Griekse kerke word daar normaalweg nie 'n volle prostrasie op Sondag gemaak nie, omdat Sondag 'n viering van die opstanding is. Maar in Slawiese kerke is dit wel die gebruik. Hoekom staan die mense die altyd tydens 'n ortodokse liturgie? Hierdie staanery is 'n antieke gebruik tydens aanbidding en gebed en daar is om die waarheid te sê 'n kanon tydens die Eerste Ekumeniese Raad of Konsilie van 325 aanvaar wat voorskryf dat gestaan moet word tydens die aanbidding op Sondag. Om te staan help ons ook om te fokus en wys verder ons aktiewe deelname aan die aanbidding. Terwyl 'n sittende posisie ons maar net te gemaklik laat word en ons gedagtes kan laat dwaal. En om te staan wys respek vir die teenwoordigheid van Christus, die heerser van die wêreld. Op dieselfde manier as dat mense byvoorbeeld opstaan wanneer 'n regter by 'n hofsaal inkom. Vir mense wat nuut is tot die ortodoksie, is so 'n lang staanery natuurlik 'n moeilike saak. En ons sien in Griekse kerk ook dat mense by verskeie geleenthede tydens die liturgie gaan sit. As jy moeg word tydens die liturgie, is dit eintlik heeltemal in orde om te gaan sit. Maar dan is dit belangrik om te weet dat mens nooit jou bene kruis wanneer jy in 'n ortodokse kerk sit nie. Dit word in alle kerke beskou as 'n teken van groot respek. Verder is daar sekere tye wat almal wat kan staan tydens die liturgie. Die lys is 'n bietjie te lank om op te noem, maar die belangrikste is wanneer die evangelie gelees word, wanneer die geloofsbelijdenis gedoen word, wanneer jy hoor die priester sê, laat ons opstaan, en wanneer 'n bewieroking gedoen word. En van bewieroking gepraat is 'n saak waar daar baie verwarring heers. Wanneer die priester die hele kerk se ikone bewierook, staan die mense weg van die mure en draai normaalweg in die rigting van die priester as soos hy verbykom. Dis nie nodig om dan te buig nie, want jy word nie bewierook nie, dis die ikone wat bewierook word. Nadat die priester tydens enige bewieroking die ikone bewierook het, gaan staan hy voor die heilige deure en bewierook hy ook dan die mense self. Dan buig jy vooroor, maar jy kruis jouself nie. Hoekom nie? Omdat die bewieroking 'n eerbetoning en 'n gebed is vir die mense as 'n groep, as ikone van Christus. En tog is daar veral in die Slawiese kerke 'n praktyk dat mense hulle self wel kruis. Dieselfde geld wanneer mense deur die priester tydens die liturgie geseën word, deur die maak van die kruisteken oor die mense. Die gebruik is om met die hoof te buig dan, en soms na die tyd jouself te kruis. Maar ook die praktyk wissel baie van plek tot plek. 'n woord wat oor die ontvang van die indideron, die geseënde brood wat na die liturgie uitgedeel word. Dit moet met eerbied ontvang en geëet word. So probeer om nie die krummels daarvan op die grond te laat val waar mense raak kan trap nie. Na die liturgie is daar dankseggensgebede wat gelees word en soms word daar nog 'n kort diensie gehou. Gesels daarom eers wanneer jy buite die kerk is en nie die oomblik wat die liturgie klaar is. En wanneer jy die kerk verlaat, maak jy soos wat jy ingekom het. Jy buig weer na die altaar toe en jy kruis jouself voordat jy omdraai en uitgaan. Ten slotte 'n voetnoot. Daar is deesdae in baie kerke, en ek wil sê amper die meeste kerke, die gebruik om op enige tyd sommer 'n selfoon uit te pluk en 'n video of 'n foto te neem, veral as daar 'n spesiale geleentheid of 'n mooi oomblik is. Dis vir my persoonlik 'n baie groot probleem. Selfone is instrumente vir die versplintering van ons aandag. Hieroor is daar baie deeglike wetenskaplike begronding. En aandag is die basiese voorvereiste vir aanbidding. Die oomblik wat ek na my selfoon kyk, gee ek nie meer aandag nie en ek is nie meer aan die aanbid nie. In elk geval nie vir God nie. Verder het jy al opgeleer dat die oomblik wat 'n selfoon sy verskyning maak, dat die aandag aftrek van almal wat sien dat hulle afgeneem word. Ek het gesê dat die oomblik wat iemand 'n selfoon uithaal, dan is almal wat moontlik afgeneem gaan word, se aandag onmiddellik daarby. En dan aanbid hulle ook nie meer aandagtig nie. Die gebruik van 'n selfoon tydens 'n kerkdiens is daarom die vinnigste en sekerste manier hoe ons die eerbied en respek vir waarmee ons besig is verloor. En soos ek gesê het, is eerbied en respek 'n kardinale ingesteldheid tydens aanbidding. Daarenteen,
Wanneer ons die onuitspreeklike, onbegryplike, onsienlike, ondeurgrondelike, die enige God, met ons aandag en ontzag nader, is ons gereed vir die geheimnisvolle ontmoeting, wat ons wese verander, en ons sprakeloos van verwondering kan laat. Goed gaan, ons praat binnekort hopelik weer.